Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 10 Mei. Elia op sy knieë in krisistye. Die tydvak waarin die getroue profeet Elia geleef het, was besonder boos. In 1 Konings 16 vers 33 sê dit dat die koning van Israel, Agab, het meer gedoen om die Here, die God van Israel, uit te tart as al die konings van Israel voor hom. Die mees dramatiese gebeurtenis in sy lewe was toe Elia die Baalpriesters op die Karmelberg gekonfronteer het. Lees gerus 1 Konings 18. Reg aan die hoogtepunt van hierdie aangrypende verhaal sien Agab en sy onderdane met hul eie oë die waarheid, naamlik dat die God van Israel inderdaad gebede beantwoord. Dit was 'n onvergeetlike oomblik in Israel se geskiedenis. Tog is daar 'n skielike wending. Dit betrap mens eintlik omkant, omdat dit nie lekker strook met al die groot dinge wat tot dusver gebeur het nie. Lees 1 Konings 19 vers 1 tot 8 en let veral op Elia se gebed en die daaropvolgende interaksie wat God met hom het. Wat lê aan die kern van Elia se bedruktheid hier? Kyk hoe die Here hier reageer. Hoe verskil dit van sy respons op Karmel? Ons lees 1 Konings 19 vers 1 tot 18. Elia vlug vir Isabel en kom by die berg Horeb. En Agab het aan Isabel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isabel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy dit sien, het hy hom klaargemaak en terwille van sy lewe weggegaan. En toe hy in Beersheba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly, maar self het hy 'n dagreis ver die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Daarop gaan lê hy en raak onder die besembos aan die slaap, en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. Toe hy opkyk, was daar aan sy koppenend 'n broodkoek, op warm klippe gebak, en 'n kruik water. En hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy het opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lank geloop tot by die berg van God, Horeb. En hy het daar in 'n spelonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het. En hulle soek my lewe om dit weg te neem. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. En kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie, en na die wind 'n aardbewing, in die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur, in die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom,
gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hasael as koning oor Aram. En Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel. En Elisa, die seun van Safat uit Abel Mehola, moet jy salf as profeet in jou plek. En die een wat van die swaard van Hasael vry raak, hom sal Jehu doodmaak. En wat van die swaard van Jehu vry raak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie. 1 Konings 19 vers 1 tot 18. Dit gebeur alles binne die bestek van 'n enkele dag. Eers beantwoord die Here al Elia se gebede, maar dan verander sy emosionele, verstandelike en fisiese toestand in 'n oogwink. Alhoewel Elia danksy die Here 'n groot oorwinning daardie dag behaal het, oorval uitputting hom. In daardie oomblik laat hy toe dat vrees vir Isabel se doodsdreigemente sy geloof in God oorskadu. Besonder merkwaardig is dit dat God hier, ten spyte van Elia se allersoortreffende mismoedigheid en teleurstellendheid, hom tederlik versorg. Hy gee die profeet herhaaldelik kos en water in 1 Konings 19 vers 5 en 6, in so 'n mate dat dit hom 40 dae en 40 nagte lank dra in vers 8. Toe die Here hom uiteindelik aan Elia openbaar, is dit op 'n ander wyse as die vorige keer. Soms antwoord die Here ons op 'n baie direkte, kragtige en klinkklare wyse. Hierdie tipe gebedsverhoring versterk mense geloof en jy voel God se nabyheid in jou lewe. Ander kere weifel mens. Jy soeg voor die versoeking om moed op te gee. Dit is asof 'n onwrikbare geloof in God eenvoudig te moeilik lyk. Die probleem is dat ons van God verwag om ons gebede op 'n sekere manier te verhoor, een wat vir ons sin maak. Wat ons natuurlik nie besef nie, is dat sy gedagtes en weë ver bokant ons in is, en dat sy wysheid alles oortreffend is. Jesaja 55 vers 8 en 9 sê vir ons, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Let byvoorbeeld op God se skepping, waarvan groot gedeeltes vir ons 'n raaisel is. Dit is dus geensins verrassend dat sy weë ook ver bokant ons begrip is nie. Die God wat ons aanbid, is 'n goeie en goedhartige Vader. Hy weet presies wat ons benodig. Hoe gemaak om stil te wees en op hom te vertrou, om te midde van al die stampe en stote jou oë op hom gerig te hou. Praat nou met die Here hieroor.